Welkom by dag 6 van ons toer, waar ons die pad vat na Sutherland toe van die Verneekpan af, en ons is ernstig op pad en roete op die roete Sutherland toe. Ons ry by Brospan verby, ons nuttige koffietjie daarso, en dan maak ons weg tot op Wollaston, waar ons lafenissie gaan kry en dan verder na Sutherland toe ry. Sutherland. Dit was bewolk in Sutherland toe ons daar arriveer, en vir 2 dae was dit so gewees, en ons kon dus nie die sterre kyk, sterre besigtig nie. Jorg in Sterland Karavaanpark het 'n aanbieding gehad die aand, so 8:00 se kant, oor die heelal en sterre en sterrekunde en so meer, maar ek was 'n bietjie foos geweest na die lang pad, so ons het maar uitgesit op daai ene. Die volgende dag het ons gekyk of die weer wil opklaar, maar klaar blykbaar nie. Ons het dus van die opsie gebruik gemaak om die observatorium te besoek, om te kyk na al die teleskope en interessanthede wat daar te sien is. Die SALT teleskoop, oftewel die Southern African Large Telescope, is 'n 9.2 meter teleskoop wat hoofsaaklik gebruik word vir die studie van spektroskopie. Dit behels die meting van elektromagnetiese spektrumdata en
dit word dan geassosieer met sigbare lig om sodoende meer van die heelal te wete te kom. Dit is 'n instrument wat uiters akkuraat opgestel is en waarvan die temperatuur akkuraat beheer word om te verseker dat die inligting korrek geïnterpreteer kan word. Hierdie inligting kan die chemiese samestelling, die temperatuur, digtheid, massa of afstand van sterre in die heelal weergee. Hierdie is die grootste van sy soort in die suidelike halfrond. Suid-Afrika het ongeveer 1/3 of in totaal 36 miljoen Amerikaanse dollar bygedra tot die 10-jarige konstruksie van hierdie teleskoop. Die res is bygedra deur ander vennote uit Duitsland, Poland, VSA, Engeland en Nieu-Seeland. Die primêre spieël bestaan uit 91 seskantige spieëls wat gerig en gekalibreer word met 'n laser. Elke spieël kan dus individueel beheer getild word vir hierdie aksie. Dit is verstommende ingenieursvernuf. Hy skryf ook, ja. So dan kom die sterlig weer. Hy val uit die hele primêre spieël. Dan reflekteer hy hom terug op na daai trekker toe. Daai groot swart equipment. Daai is die trekker. En daai trekker kan op en af en ook links en regs beweeg. Weer eens. Daai wat gedeelte skep op. Dan die sterlig kom weer, hy val op die primêre spieël. Dan reflekteer hy hom terug na daai trekker toe, daai bosulike spieël. En reflekteer hy hom terug in die trekker. En binnekant die trekker is al die kameras, die groot swart gedeelte. Daar is ons trekker. So die trekker kan op en af en ook links en regs beweeg. En dan jou data kom dit af met hierdie kabel? Hierdie kabel wat hier langs aan hy stuur die data af. Van die trekker af. Ja. En die controlekamer. So dis 'n masjien. Die hele struktuur vir ons weeg so amper sê 100 ton en vir hulle nie 100 ton op te tel. Hierdie wielplate wat ons het, moet die wiel hierdie kant toe. Ja. So ons het 4 van hulle voor en ook 4 agter. Onder die plate is die lugkussing. Hulle infleer die lugkussing met 2.5 bars of air. Daai punt lug 'n paar nanometers meer in die lug, dan gaan daai wiel, hy sak outomaties op die konkrete blad. Die konkrete blad is die solidste en ook die smoothest wat al ooit gebou was in Suid-Afrika. So sodra die lugkussing geïnfleer word, dan lag die punt 'n paar nanometers op en dan gaan daai dan sit op die konkrete blad en dan beweeg dit soos 'n hawekraaf in 'n 360 grade. En wanneer hy beweeg, dis die gladste manier en die solidste wat ooit gebou was, die konkrete blad. So wanneer hierdie 80 ton of 100 ton teleskoop beweeg, dan is daar geen vibrasies of goed wat vashak nie. Hy is smooth sailing manier in 'n 360. Dan die dome, die dak van die teleskoop, hy weeg omtrent 30 ton. En as ons daar kyk, in die dome, daar is merke meneer. So daar is punt van die dome wat afgevat is. So daarbo het ons drive wheels. Aha. En die drive wheels force die dome om te gaan. So met baie forcement kan ons actually sien daar in die dome hoe die merke in die dome gemaak word meneer. So die dome, die 4 drive wheels force die dome om te gaan. En dan is daar so 14 wat hulle noem bulbs. So daar is so 14 kleiner wieltjies wat dan die hele dome help om te roteer.